Hey, vriende, goeiemôre. Welkom by vanoggend se erediens. Erediens waar ons weer die voorreg het om die doop te vier. Ons is dankbaar daarvoor dat ons dit ook so in ons gemeenskap kan doen. Vriende, ons lees vandag saam uit Handelinge 2 van vers 42 af, as jy solank jou Bybel daar wil oopmaak. Die evangelie volgens Lukas en die boek Handelinge vorm 'n eenheid saam, omdat die outeurskap van beide hierdie boeke in die Bybel toegeskryf word aan Lukas. Die Lukas evangelie vertel vir ons die verhaal van Jesus toe hy nou nog hier op aarde was, van sy geboorte af tot by die kruisiging en die opstanding en uiteindelik dan ook die hemelvaart. Maar as jy wil weet wat daarna gebeur het, is Handelinge altyd 'n baie goeie plek vir ons om te begin. Die hoofstuk waaruit ons vandag lees, handel oor die uitstorting van die Heilige Gees na Jesus se hemelvaart en dan die eerste groot skuwe wat plaasgevind het net na dit. Een van hierdie groot skuwe in die geesvervulde mense wat daar by mekaar kom, is dat hierdie mense skielik in verskillende tale begin praat het, wat verstaanbaar was vir al die ander mense wat daar rondom hulle was. So hier's 'n groot gemeenskap van mense vanuit verskillende uithoeke van die bekende wêreld op daardie stadium, en toe hulle deur die Gees vervul word, toe kry hulle die vermoë om in tale te praat wat hulle buurnasies goed kon verstaan om die evangelie te versprei. En hierdie skare mense kyk hierdie storie so uit en hulle dink onmiddellik, maar hierdie mense moet dronk wees. Petrus staan dan op en dan begin hy hierdie skare toespreek en hy verseker hulle dat dit nie dronkenskap is wat die rede is vir hierdie wonderwerk wat hulle sien nie, maar iets wat God deur sy profete beloof het. Hy herinterpreteer die godsverhaal uit die Ou Testament uit en hy wys vir hulle dat dit besig is om af te speel. Dis 'n oomblik wat God besig is om te werk wat hy by monde van sy profeet beloof het. Dan vertel hy die hooftrekke van Jesus se storie met die opstanding wat die hoogtepunt is van Jesus se verhaal, soos wat Petrus dit daar vir hulle vertel, en hy begrond dit alles dan uit die skrif en hy rig dan die uitnodiging aan die skare: bekeer julle en laat julle doop. Die gevolg daarvan is dat ongeveer 3000 mense uit hierdie gebeure uit tot geloof gekom het. Hierdie mense saam met die oorspronklike disippels en die volgelinge van Jesus wat saam met hom hier op aarde op sy pad gestap het, word dan die eerste geloofsgemeenskap daar in die nabye ooste. Ons kom dan by die gedeelte wat ons vandag saam lees van hoe die lewe lyk wat volg nadat hierdie mense die evangelie, die goeie nuus van die opstanding gehoor het en in dit begin glo het. Vandag help dit ons weer om hierdie verhaal te herontdek, juis omdat ons hier in hierdie opstandingstyd fokus op die uitwerking wat Jesus se opstanding op ons lewe het. So kom ons lees saam uit Handelinge 2 uit van vers 42 af. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons gaan vereers tot sover lees, maar later nog so 'n stukkie uit Handelinge 5 uit as jy dalk jou Bybel wil oophou.
Vriende, daar is een afkondiging wat ek nagelaat het om vir julle te wys hier in die begin van die erediens, en dit is die afkondiging. Ons nooi elkeen van julle uit om vanaand 6:00 hier in die kerkruimte by mekaar te kom met jou sleutels, jou bankstate, jou titelaktes en ook jou kontant. Ons gaan begin uitruil. Die van julle wat dalk nou al wil verskoning maak omdat jy reeds ander planne het, kan nou jou hand opsteek. Dit is waarskynlik wat ons sou moes doen as ons hierdie teks letterlik wil lees. Daar is iets moois aan hierdie prentjie van die eerste gemeente, maar terselfdertyd dalk ook iets wat 'n bietjie ontstellend is in ons harte. Ek moet met jou eerlik wees vanoggend dat ek in hierdie week met my voorbereiding self geworstel het met hierdie teks, en dat hierdie teksgedeelte my 'n paar keer op paar ongemaklike plekke beet gehad het. Want ons ken almal die koninkryksbeginsel van deel en mekaar versorg, maar om alles te verkoop en te deel, soos wat dit hier beskryf word, voel vir ons radikaal, amper half onmoontlik in ons wêreldbeskouing. En wat dit nog moeiliker maak, is dat hierdie prentjie self nie eers vir die eerste gemeenskap sonder spanning gekom het nie. Net 'n paar verse verder begin hierdie dinge skeefloop. Mense hou gedeeltes skelm terug, en wanneer dit by die uitdeel kom, dan word daar ten koste van ander mense misgekyk. So dis nie eers 'n storie van hulle het iets reg gekry wat ons nooit sal regkry nie. Dis iets anders, iets diepers. En dit is wat ek graag vandag saam met jou uit hierdie teks uit wil ontgin. Hierdie teksgedeelte moet ons uitdaag, maar dit moet ons nie verpletter met onrealistiese skuld wat ons op 'n plek bring dat ons voel dit is totaal onmoontlik en ons sal dit nooit kan regkry nie. Want dan mis ons iets van die genade en die groei en die Gees se werk wat uit hierdie teks kom. Die genre van hierdie teks is 'n baie goeie plek vir ons om te begin. Ons moet onthou dat Lukas hierdie as 'n verhaal vertel. Hy skryf dit wat daar in daai tyd in daai mense se lewe gebeur het. En nie as 'n wetboek wat ons moet nakom nie. Baie van ons ongemak kom omdat ons dit individueel hoor. Ek moet nou alles gaan verkoop, maar die verhaal gaan hier oor die gemeenskap van daardie lewe. So die skuif vind hier plaas. Dit gaan minder oor wat ek moet doen, na meer oor hoe lyk ons saam. En hierdie vraag, hoe lyk ons saam, sal vanselfsprekend mos verskil, omdat ons kontekste verskil. As 'n mens dit meer prakties wil verstaan in ons eie lewe, kom ons dink net oor ons eie verhoudings, ons vriendskappe. My verhouding en my vriendskap met 'n bepaalde persoon gaan mos totaal en al anders te lyk as jou vriendskap of verhouding met presies dieselfde persoon. My huwelik lyk anderste as jou huwelik. Daar's verskille in ons stories, ons kontekste lyk 'n klein bietjie anderste, wat dan die behoefte van hierdie verhouding gaan bepaal. Dit help ons dan uiteindelik om die vraag te antwoord: hoe lyk ons saam? Dit bring ons so mooi op die voorstoep van die volgende belangrike punt van hierdie verhaal, die eerste geloofsgemeenskap se konteks en hoe dit gelyk het. Hierdie was nie mense wat gemaklik sommer net besluit het om 'n nuwe geloof tot hulle lewe toe te voeg nie. Om Jesus te volg het iets van hulle gekos. Dit het beteken jy staan teen die stroom van jou samelewing, teen gevestigde godsdienstige strukture, teen sosiale verwagtinge, teen ekonomiese strukture, selfs teen jou eie familie. Vir baie van hulle het dit beteken
dat hulle sekuriteit begin wegval het. In daardie wêreld was jou familie, jou netwerke, die mense wat rondom jou was, jou totale veiligheidsnet. En wanneer jy jou met hierdie nuwe beweging rondom Jesus verbind het, het jy maklik daardie veiligheid verloor. So wanneer ons hier uit Handelinge 2 uit lees, dat hulle alles met mekaar gedeel het, moet ons dit nie hoor as 'n mooi ideaal, 'n prentjie, 'n beeld van hoe dit moet wees nie. Dit was vir hulle ook oorlewing. Hierdie nuwe geloofsgemeenskap het die plek geword waar mense weer kon behoort, waar hulle versorging kon beleef, waar niemand agtergelaat is nie. Iets radikaal niets het hier met hulle in hulle gemeenskap gebeur nadat hulle die Gees ontvang het. 'n Gemeenskap wat nie gebou is op bloedlyn of op status nie, maar op geloof in die opgestaande Christus. 'n Gemeenskap waar mense mekaar begin dra het, juis omdat hulle geweet het, ons het nou net vir mekaar en ons het net die Here. En dit maak vir ons die kern van hierdie verhaal oop. Die vraag is nie hier of hierdie 'n bloudruk is van hoe 'n geloofsgemeenskap moet lyk nie, maar eerder wat gebeur met mense nadat hulle die nuus hoor dat Jesus opgestaan het en vervul word met die Gees. Want iets het binne in daardie mense se harte begin beweeg om op so 'n radikale stap te kan kom. Dis nie net dat hulle nuwe inligting ontvang het nie, of skielik probeer het om beter te leef nie. Hulle het begin anders te dink oor hulle self. Waar daar eers net 'n ek was, begin daar nou 'n ons vorm. Waar sekuriteit eers gelê het in wat jy het, begin dit nou skuif na waar behoort jy? Aan wie behoort jy? Saam met wie behoort jy? Dis hoekom hulle saam begin leef het soos wat hulle het. Nie omdat hulle 'n nuwe stelsel gekry het en iemand eendag daar gesê het, as jy nou wil deel wees van hierdie gemeenskap, is dit jou eerste reël, jou toegang tot die genade nie. Maar omdat hulle 'n identiteit ontvang het. Hulle het begin leef as mense wat werklik glo dat Jesus opgestaan het uit die dood, dat hy opgevaar het, en dat dit die gom is wat hulle by mekaar hou, en daarom aan hom en aan mekaar kan behoort. Maar soos wat ek reeds genoem het hierdie nuwe ons in die gemeenskap nie sonder spanning ontstaan nie. Want dit wat so mooi begin vorm aanneem met in Handelinge 2 word baie gou getoets. Ons hoor dit duidelik in die verhaal van Ananias en Safira in Handelinge 5, en ek lees van vers 1 af vir jou daar, as jy wil saam lees. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en het 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van jou grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat dit gehoor het baie bang geword. 'n Paar van die jonges het nader gekom, om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 ure later het sy vrou daar aangekom, onbewus van dit wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra.
Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong manne het ingekom, gesien sy is dood en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het baie bang geword. Hier is twee mense wat ook deel wil wees van hierdie nuwe gemeenskap, deel van die ons, maar iets loop skeef, omdat hulle voorgegee het. Hulle wou lyk soos die mense wie se lewe deur hierdie nuwe identiteit gevorm word, sonder dat dit regtig die geval is. Dit wys vir ons iets belangrik van hierdie nuwe gemeenskap. Hierdie nuwe gemeenskap gaan nie net oor wat mense doen nie. Dit gaan oor wie hulle besig is om te word. Jy kan die gedrag namaak, maar jy kan nie die identiteit namaak nie. Ananias se storie is nie daar om ons bang te maak soos wat die eerste gelowiges bang geword het nie. Petrus se woorde kommunikeer dit duidelik wanneer hy vir hulle sê, die geld was hulle sin om mee te maak net wat hulle wil. Die probleem was nie dat hulle teruggehou het nie, maar eerder dat hulle voorgegee het. Dit wys jou net hoe maklik dit is om aan die buitekant te kan lyk dat jy deel is van hierdie gemeenskap, maar aan die binnekant nog vashou aan dinge wat jou eintlik keer om ten volle deel te word. Want wanneer Jesus mense roep, gee hy nie net 'n nuwe idee nie. Hy gee nie net 'n beter manier van leef nie. Hy gee 'n nuwe identiteit. En daardie identiteit begin stadig alles in jou lewe raak. Hy roep hulle om hulle self te gee, eerlik, oop, sonder voorgee, met totale oorgawe. Liewe broer en suster, dit bring ons dan by die vraag wat ons vanoggend nie kan vermy in hierdie ongemaklike teks nie. Wat maak ons dan hiermee? Want ons leef nie in dieselfde wêreld as daardie eerste gelowiges nie. Ons konteks lyk anderste. Ons ekonomie lyk anderste. Ons manier van oorleef lyk anderste. Maar die evangelie het nie verander nie. Die opstanding van die Jesus Christus roep ons nog steeds, vandag, hier in die Breinpark. Die Gees vorm ons nog steeds om 'n nuwe ons te wees. Ek wil voorstel dat ons worsteling vanoggend nie moet wees, hoe kopieer ons Handelinge 2 in ons eie lewe nie, maar eerder, waar sien ons die tekens van hierdie nuwe lewe, die nuwe ons, in ons alledaagse lewe raak? Waar sien ons dat ek wegtree en plek maak vir 'n ons? Waar begin ons anders te kyk na wat ons het? Nie net as myne nie, maar as deel van God se sorg vir ander. Nie net beperk tot finansiëel of besittings nie, maar ook gawes. Waar dra ons mekaar regtig, nie net met woorde nie, maar in die manier hoe ons saam leef? As ons vanoggend met onsself moet eerlik wees, sien ons dit dalk net hier en daar raak. Ons sien dit dalk net in klein oomblikke, gebare en iemand se stille getrouheid. Want hierdie teks roep ons nie om iets te word wat ons nie is nie. Dit nooi ons om te begin leef soos mense wat reeds aan Christus behoort en daarom ook aan mekaar. Miskien begin hierdie leefstyl, hierdie nuwe identiteit nie by groot besluite nie, maar by die klein oomblikke waar die Gees in ons lewe aan die werk is, besig om ons te leer om minder vas te hou en meer saam te leef. Dit vra van ons 'n ander tipe vertroue. Want om so te leef, om so deel te kan wees, dat ons nie alles wil vashou nie, is 'n diep manier van vertrou.
Ek wil dit graag vanoggend benadruk dat ek nie hier wil sê dat ons net moet vertrou en alles gaan van self regkom of met ons goed gaan nie. Verstaan my asseblief reg. Maar dink vir 'n oomblik mooi oor dit. Hoekom hou ons so maklik vas aan die dinge in ons lewe? Hoekom bou ons lewe rondom sekuriteit en planne en voorsiening? Dis nie net selfsug nie. Nie altyd net selfsug nie, maar in dit lê daar 'n stukkie wysheid ook. Ons weet die lewe is broos. Ons weet daar kom dae wat moeilik is. En dat ons geloof ook voorsiening maak daarvoor dat ons hierdie wysheid moet hê om voorberei te wees. Die dieper vertroue skuif nie weg van die verantwoordelikheid wat ons het nie, maar weg van die idee dat alles uiteindelik op ons sistemiese sekuriteit moet rus. Wanneer mense begin glo dat ons aan Christus behoort, begin hulle anders te dink oor sekuriteit en wat die sekuriteit in hulle lewe is. Hulle beplan steeds, ons gaan almal Dinsdag opstaan, weer werk toe gaan. Ons dra nog steeds ons verantwoordelikhede. Maar ons leef nie meer uit vrees uit nie. Dis baie soos die taal van die herder. Die Here is ons herder, ons kom niks kort nie. Nie omdat daar nie meer risiko in hierdie lewe is nie, maar omdat ons lewe uiteindelik nie meer daarvan afhang nie. Omdat ons uiteindelik ons beheer kan oorgee. Ons word uitgenooi om minder vas te hou aan wat ons het, omdat dit nie meer ons laaste of ons enigste hoop is nie. Ons vertroue skuif van ek moet myself veilig hou, na ek word gedra deur God en saam met ander. Ons hoor hier die uitnodiging van waar kan ek bietjie laat gaan sodat daar kan plek wees vir ander? Want uiteindelik gaan dit nie daaroor om niks te hê nie, maar om niks so vas te hou dat dit jou keer om saam met ander mense te leef en te deel aan hierdie nuwe ons nie. Liewe vriende, ons as 'n gemeente het die voorreg om vanoggend weer die sakrament, wat die teken van dit is, te kan vier. Die mooiste van hierdie nuwe identiteit waarvan ons nou praat, is dat God vir ons iets gee. En ons sien dit weer vanoggend, wanneer ons hier vir Johanko gaan doop. Ons beleef weer hoe God mense inlyf in hierdie nuwe ons gemeenskap, omdat hy ons roep en ons aan homself verbind. Ons het die voorreg ook vanoggend om 'n nuweling in ons gemeenskap te verwelkom, en ons verwelkom vir Johanko sonder dat hy finansiëel inkoop in die gemeente van die Breinpark of in die liggaam van Christus. Ons verwelkom hom sonder enige besittings en selfs sonder dat hy nou die vermoë het om fisies sy gawes by te dra. Tenis en Lindy de Plooi bring vanoggend vir Johanko hier na die water met klein handjies, onbewuste hart, nog nie op pad ergens heen of selfs bewus van die pad wat hy as 'n gelowige in die koninkryk van God moet stap nie. En tog ontvang Johanko alles. 'n Plek in die huisgesin van God, 'n naam in sy koninkryk, 'n verbond van liefde wat lank voor enige bewustheid begin het. Ek wil nou vir Tenis en Lindy vra om hier voor by die kansel te kom staan, terwyl ons as gemeente lied 292, my enigste troos, saam sing, die eerste vers, terwyl ons net so bly sit. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my ooit van
Vriende, een van die baie voorregte wat ons as 'n gemeenskap het, is om mekaar se stories te hoor. En ek wil graag vanoggend net so ietsie van Tenis en Lindy se storie met julle deel. Hulle het my toestemming gegee dat ek kan. Dis 'n lang pad wat julle twee gestap het om vanoggend hier te kan staan. 'n Pad wat vir julle diep vertroue gevra het. Waar julle soms baie vrae gehad het, soms getwyfel het en baie keer ook onseker was oor dinge. Maar in die week was ek daar by hulle in die sitkamer gesit met 'n lekker koppie koffie en toe praat ons so 'n bietjie oor alles en daar was twee dinge van ons gesprek wat julle genoem het wat vir my uitstaan. Die eerste daarvan is wat julle gesê Johanko is God se kind en julle het die voorreg om hom net groot te maak. Julle kom bely dit vanoggend hier by die doopvond. Die tweede ding wat julle met my gedeel het, is die ongelooflike ondersteuning wat julle van die gemeenskap van gelowiges ontvang het op hierdie lang pad wat julle moes stap. Elke gebed, elke gesprek, elke woord van bemoediging wat julle arms en bene sterk gehou het op julle pad. Daarom is hierdie doop nie net vir julle 'n belofte dat julle vir Johanko van God gaan vertel nie, maar dit is 'n dankbare gebaar. Dit het hulle self vir my gesê. Dis 'n dankbare gebaar dat julle gebede en die gesprekke en die bemoedigende woorde uit hierdie gemeenskap geantwoord word. En julle antwoord daarop is dat julle vir Johanko hier kom toewy aan die Here. Met dit in ons gedagtes, liewe vriende, lees ek vir ons die doopformulier. Tenis en Lindy, wanneer iemand gedoop word, word dit gedoen in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hiermee bevestig God self sy verbond en sy belofte oor Johanko. Om te doop in die naam van die Vader beteken dat God die Vader Johanko in sy verbond opneem, hom aanneem as sy kind en hom laat deel in die voorregte van sy verbondsbeloftes. Hy roep Johanko om eendag wanneer hy begin verstaan, in vertroue en gehoorsaamheid te leef as een wat aan hom behoort. Die doop in die naam van die Seun beteken dat God die Seun, Jesus Christus, hom reinig deur sy bloed, hom laat sterf van die sonde en hom 'n nuwe lewe gee deur sy opstanding. In Christus ontvang Johanko vergifnis, versoening en die sekerheid van redding. Die doop in die naam van die Heilige Gees beteken dat God deur die Heilige Gees vir Johanko inlyf in die liggaam van Christus, sy gemeente, en hom lei om as sy volk te leef. Die Gees werk nou al in hom om geloof te wek in daai klein hartjie, om te versterk en om te help groei in gehoorsaamheid. Vir die gemeente wat hierdie doopviering saam met julle vier, word hulle daaraan herinner dat elkeen van ons wat hier is ook geroep word om al hoe meer na die beeld van Christus gevorm te word, om dankbaar voor God te leef en jou naaste lief te hê met die liefde waarmee God jou eerste lief gehad het. Hierdie heilige verbond wat God met jou sluit, is 'n verbond van genade. God self verseël dit en daarom kan dit nooit verbreek word nie. Tenis en Lindy, ek vra dat julle as ouers dan opreg op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisgeskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? Gemeente, is julle bereid om vir Johanko te ontvang as deel van ons liggaam,
om saam met sy ouers te bid en te werk, dat hy in geloof mag groei. Beloof julle om 'n voorbeeld te wees van liefde en gehoorsaamheid en volharding, en om hierdie gesin te dra met voorbidding, ondersteuning en Christelike liefde, soos die Here dit vir ons bekend maak in sy woord. Wat is julle antwoord hierop? Ek vra dan dat ons as 'n gemeente sal staan terwyl ons vir Johanko verwelkom in ons geloofsgemeenskap. Ons sing die tweede vers van My Enigste Troos. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Staan jy hier? Johannes Cornelis Malan de Plooi. Ek doop jou in die naam van die Vader, en van sy Seun, Jesus Christus, van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons 'n voorreg om as 'n geloofsgemeenskap hier met 'n sakrament 'n teken net weer herinner kan word dat U ons eerste kies. Dat U genade vir ons so groot is, dat ons nie nodig het om te verstaan dat U ons kies nie. U maak vir ons plek in U familie, en U roep ons om U kinders te wees, Here. Daarom kan ons ook aan mekaar behoort, mekaar ondersteun, mekaar se hande sterk hou. Here, ons gebed is dat U hierdie geloofsgemeenskap sal lei, dat U ons sal lei om dit al meer te kan wees, om 'n koninkryk van U te wees, wat mekaar dra, nie omdat dit 'n ideale plan is nie, Here, maar omdat U vir ons die identiteit gee om dit te doen. Here, ek dra vir die deploy gesin aan U op. Lei hulle ook in die pad wat vir hulle voorlê, om vir Johanko te leer van U, om hom in die wil groot te maak, Here. En gee vir ons as gemeenskap ook die krag, Here, en die leiding van die Gees om hulle te ondersteun daarmee. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek wil dan vir Rian vra om net vir julle die doopseël te oorhandig. Baie geluk en baie sterkte vir die pad wat vir julle voorlê. Lindy, ek vir jou soms so 'n drukkie gee. ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is oral saam met ons waar ons ook mag gaan.
Amen.